tussen hemel en hel, waar kies jy vandaan? 'n roepstem in die hart, 'n pad wat voor jou lê. Sal jy die regte rigting kies en die waarheid volg? Stap die pad saam Jesus, dis die enigste weg. Laat sy lig jou lei, elke tree, elke dag. Doen wat reg is in woord en in daad. Verwerp die duisternis en al sy bedrog. Hou weg van wat verkeerd is, die strikke van die wêreld. Die vals beloftes wat so maklik verlei. Soek die suiwerheid in sy teenwoordigheid. Vind rus en vrede en liefde so vry. Stap die pad saam Jesus, dis die enigste weg. Laat sy lig jou lei, elke tree, elke dag. Doen wat reg is in woord en daad. Verwerp die duisternis en al sy bedrog. Moenie alleen loop nie, die pad is soms zwaar. Nooi jou naaste uit, om by jou aan te sluit. In eenheid en geloof, 'n krag wat ons saambind. Saam sal ons oorwin, die krag van sy gees is vindbaar. Stap die pad saam Jesus, dis die enigste weg. Laat sy lig jou lei, elke tree, elke dag. Doen wat reg is in woord en in daad. Verwerp die duisternis en al sy bedrog. Met Jesus aan ons sy, is die oorwinning gewis. Stap die pad met vertroue, en sy liefde gewis. Die boek van lewe, wag op jou naam. Amen. Goeie naam, broer Ben. Kies leer, kies Jesus, en wees in sy vlam. Halleluja. Wanneer die nachtligte flauw oor die pad lê, en die wêreld so groter as ek voel, Oh, halleluja. as die nuus weer my hart vol vrees maak, en ek wonder of u my nog sien. Op die grond sien ek skaduwees groei, in my kop hoor ek stemme van twyfel, maar die gees fluister diep in my siel. Kyk op, my kind, jy is nie alleen nie. En ek weet, al sien ek dit nie nou, die hand hou die hemel en my hart vas. Halleluja. Ek slaan my oog na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, skepper van hier
tussen dorpe se dowwe ligte, wanneer sirenes in die stad weer huil, en die wêreld gebroken as ooit lyk, en die hitte van al my vrae, wanneer antwoorde ver en stil voel, kom jy nader soos 'n sagte karobries, en die fluister, maar nie vrees nie, ek is hier, en ek weet, Goeienaand, Sister Johanna. al voel ek nog so klein, die arm is nie te Sister kort, Isabel, goeienaand. om my vas te hou nie. Ek slaan my oog na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, skepper van hemel en die aarde. Die laat my voete nooit gly nie, die slaap nie, sluimer nooit. My hulp kom van die Here, hy waak oor my. Hy waak oor my. Is my skadu in die helder Karoo son, is my skuld in die diepste nag. U bewaar my uitgaan en my ingaan, u hou my lewe in die hand. Amen. You are the shade at my right hand. You are the peace in my midnight hour. You keep my coming and my going. You are my keeper. You are my power. Ek slaan my oog na die berge. Ek weet waar my hulp vandaan kom. My hulp kom van die Here, skepper van hemel en die aarde. U laat my voete nooit gly nie, u slaap nie, sluimer nooit. My hulp kom van die Here, hy waak oor my. Hy waak oor my. Hy waak oor my. Hy waak oor my. Halleluja, prys die Here. Omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms in sy hand. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans verloor. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms in sy hand. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef.
die lewe is die moeite werd, omdat hy omdat hy leef, sien ek kans van môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms in sy hand. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Ja, die lewe is die moeite werd, omdat hy Amen. Prys die Here. Halleluja. Almagtige Koning, daar in uw hemel wonen, hoe lang nog sal hy luister na die mensdomse verskoning? Waarom al nie uw naam kan vereer? Hulle het elke keer 'n ander verweer. Sal mense u net sien as die noodweer? Dit is wat in ons lewens weerspieël. Ons wil u net in nood gebruik en elke keer vra vir u liefdeskryk. Ons wil elke keer om vergifnis vra. U kom vra om ons deur te dra. Wanneer ons mense sien in hongersnood, vra ons, waar is God met ons daaglikse brood? Het ons al ooit gestop en gedink hoeveel keer u liefde vir ons wink? Wanneer u vir ons kom sê wat u van ons wil hê. Heer, ek wil om vergifnis vra vir 'n mensdom wat net wil kla. Niemand is ooit tevrede, soek net elke keer nog 'n rede. Jesus leer ons om te bid, om elke dag by u voete te kom sit. Wys ons deur groot genade, wat is geloof se waarde? Leer ons hoe om u te dien. Wys ons wanneer u voorsien. Laat ons in dankbaarheid getuig en in nederigheid voorbuig. Vader, u ken die mense hart. U weet van al die mense smart. Leer ons om dankbaar te Dans my wees. suster, dans. Kom vul ons met die Heilige Gees. Here, leer my om te bid, leer my om in dankbaarheid by u te kom sit. Halleluja. U gaan ons elke dag vooruit, u wat nie vir die aanvalle van die duiwel stuit. Heilige Gees, lei my, sodat ek my mag verbly. Want ek weet, ek is nou vry,
want toe sal vir my die stryd kom stry. In Jesus naam. Amen. 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 Prys die Here. Daar is krag in die naam van Jesus. Is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus. Is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en einig gebid voel, ek weet verseker wie is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Is die leeuw van Juda. Wys my die regte pad, laat die waarheid my lei. Die naam is my sterk toring, waar ek veiligheid sal kry. Daar is krag in die naam van Jesus, is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en einig gebid voel, ek weet verseker wie is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Is die leeuw van Juda. Laat al my vrees verdwyn in die skade van u vlek. Waar my pyn en sier verdwyn, by die koning wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en einig gebid voel, ek weet verseker wie is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Is die leeuw van Juda. Ek prys u, ek loof u, u is God. Ek kan bid u, ek kniel voor u, ek erken u as Vader, Seun en Gees. Daar is krag in die naam van Jesus. Daar is krag in die naam van Jesus. Is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus. Is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en einig gebid voel, ek weet verseker is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna. Is die leeuw van Juda. Is die leeuw van Juda. Is die leeuw van Juda. Amen. Die leeu van Juda stam. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed.
siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, alles wat lewe. Prys die Heer. Goeienaand, Sister Des. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n passer vir sy kinders. Gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe. Prys die Heer. Prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe. Prys die Here. En die Here skeper, sing nou saam. En alles wat lewe, roem sy naam. Prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer. Alles wat lewe, Prys die Heer. prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, alles wat lewe. Prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Amen. Hi, Sister Lisa. Welcome, welcome. Op die woord sal ek 'n ark bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord sal ek 'n ark bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord. Laat die mense lag, laat die mense snou, op die woord sal ek gaan. Yes, amen. Dis genoeg vir my. Laat die golwe slaan, laat die storms woed, op die woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op die woord sal ek 'n ark bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord sal ek 'n ark bou, op die woord sal ek uit die boot klim, op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord.
Op die woord sal ek uitkomen. Op die woord sal ek in die vuur staan en in die brandende stad. Op die woord. Amen, halleluja. Welkom aan elke Facebook kyker, elke WhatsApp luisteraar. Ek groet julle in die mooie naam van Jesus Christus. Ja, prys die Here, dat ons so kan saamkom, sy naam kan groot maak, kan hoor wat die Here vir ons wil sê vanaand, en mag hy alles net seën vanaand, volgens sy wil. Alles moet volgens sy wil geskied. Amen, prys die Here. Halleluja, daar's niemand soos Jesus nie. Daar is niemand soos Jesus. Niemand soos hy. Niemand wat sonde vergeef. Niemand soos hy. Hy is die lig in die donker. Hy is die hoop vir my. Ek gee myself in sy hande. Want daar is niemand soos hy. Heer, U het meer waarde as silwer. Heer, U is meer kosbaar as goud. Heer, U is meer waardevol as alles. En niks kan vergelyk met U, o Heer. U die Vader, U die Seun, U die Gees as God en Heer. Heer ons God, as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord, U lof besing met 'n aardse stem. Yes. U die Vader, U die Seun, U die Gees as God en Heer. Heer ons God, as majesteit, lof hom
majesteit, lof hom tot in ewigheid. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Halleluja, prys die Here. Ja, Jesus Christus, hy is die Vader, hy is die Seun, hy is die Heilige Gees, halleluja, hy is een, halleluja, en ons loof hom daarvoor, ons prys hom Here, want ons weet dat Paulus sê, dat liggaamlik is die Godheid in Jesus Christus, in Kolossense 2 vers 9, halleluja, so dankbaar, vir Jesus Christus, halleluja, prys die Here, dankie Here, dankie Hemelse Vader, dat ons weer eens U kan vra om hierdie woord te seën vanaand, Here, Here, laat U die voorgrond sal neem en ek die agtergrond, meer van U en minder van my, halleluja, spreek soos U wil spreek vanaand, is my gebed in Jesus Christus naam, amen. En amen. Prys die Here, loof die Here, so lekker om elkeen van julle te sien, hoor jy? Skokkend, hoe party mense, Christene, pastore, wat begin groot word in hulle self, en waar een van ons pastore in Suid-Afrika roem daarin, omdat hy iemand gesê het, hy moet gaan, hy het op sy bicycle geklim en gery, want toe hulle in die raad sit, toe word daar sommer toe sê die man, hulle is hier nie vir 'n mens nie, hulle is hier vir Jesus Christus, toe die pastoor sommer vir hom gesê, daar gaan jy. As dit nie oor Jesus gaan nie, en dit gaan oor my, dan moet ek gaan. Dit gaan oor Jesus en Jesus alleen. Amen. En baie mense wat in die bediening staan het 'n leengees. Jammer om dit te sê, maar is so. En vanaand wil ek graag 'n gedeelte lees uit 1 Konings 22. Is julle reg daarvoor? 1 Konings 22. Hulle het toe 3 jaar lank stil gesit, dat daar geen oorlog was tussen Aram en Israel nie. Hoe lekker is dit as daar nie oorlog is nie. Daai tyd was daar baie oorloë, hier was daar 3 jaar lank nie oorlog nie. Hy sê, maar in die 3de jaar het Josafat, die koning van Juda, afgekom na die koning van Israel. En die koning van Israel vra sy dienaars, weet julle dat Ramot in Gilead aan ons behoort? Ons mense dink ons alles behoort aan ons. En ons sit stil sonder om uit die hand van die koning van Aram uit te neem. So ons sit die hele tyd stil, daai plekke behoort aan ons moet dit terugvat. Ons sit net stil, ons bly stil, ons vat nie wat ons in is nie, want as dit aan ons behoort, moet ons dit ons nou vat. Dis eintlik wat hy so sê. Hy sê daarna, sê hy vir die Josafat, sal hy saam met my in die oorlog trek na Ramot in Gilead. En Josafat antwoord die koning van Israel. Hoor wat sê hy? En Josafat antwoord die koning van Israel, ek is soos u, my volk soos u volk, my pere soos u pere. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê, hoor mooi, raadpleeg tog eers die woord van die Here. Min van ons raadpleeg eers die woord van die Here voordat ons dinge doen. En nou wil ek vir julle sê,
Partymaal hoor ons die verkeerde stem. Kan ek gou ietsie sê? Partymaal hoor ons 'n stem, maar dit is nie die stem van die Here nie. Dat die duiwel ook die stem van God kan namaak. Maar die Here laat sekere dinge toe. Ons almal weet dit al. Hy sê toe laat die koning van Israel die profete bymekaar kom. Die profete is mos die manne van God, nee. Omtrent 400 man. En hy sê aan hulle, sal ek teen Ramot in Gilead trek om te veg of dit te laat staan? En hulle antwoord, trek op, en die Here sal dit in die hand van die koning gee. So hulle staan op een man, hulle sê, trek op. Die Here sal hulle in u hand gee vir Ramot. Hoor mooi nou. Maar Josafat sê, hoor mooi, as die gees van die Here met iemand werk, kan hy nie stil bly nie. Hy het gesê, raadpleeg tog eers die woord van die Here. Hoor mooi, nou sê 400 profete, hy moet oorlog maak, terugneem wat dis hulle sin. Maar Josafat sê, is hier nie nog 'n profeet? Daar's 400 profete uit, 400 monde kan jy mos nou nie nog baie dinge sê nie. Maar daar's iets wat die binnekant om praat. Die stem van die Heilige Gees. Amen. My vrou sê mos, is nie die stemmetjie wat praat nie, dis die Heilige Gees. Is daar nie nog een man om deur hom die Here te raadpleeg, maar ek, hoor mooi, hoor mooi. En die koning van Israel antwoord Josafat, daar is nog een man. Daar is nog een man. So hy weet van nog 'n man. Daar is nog een man om deur hom die Here te raadpleeg. Maar ek haat hom. Kan ek vir jou ietsie sê, my broer en my suster, as God jou roep, werklik roep, is daar mense wat jou gaan haat. Hulle gaan jou haat vir die waarheid, want hulle wil nie die waarheid hoor nie. Hulle gaan jou haat. Ek haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer. Hoe kan ek iets goeds profeteer oor iemand, as dit nie van die Here af is nie? Hoe kan ek iets goeds oor iemand praat, wat nie van die Here af is nie? As jy verkeerd is jy verkeerd, dan moet ek jou reg help, omdat ek lief is vir jou, en omdat ek eers God lief het, en ek luister na die Here. Hy niks goeds oor my profeteer nie, maar onheil. Hy sê Micha, dis nou die profeet, die seun van Himea, en Josafat sê, die koning moet nie so spreek nie. Dawid sê, raak my gesalfdes nie aan nie. Moenie die gesalfdes van God aanraak, en moenie sulke dinge sê teen God se profete nie. Amen. Waarlik manne van God, moenie teen hulle praat nie. Ja. Jy praat teen hulle wat valse predikers is, en valse profete is, en apostels is, en al sulke goed is. Gedink hulle is. Ja, wat dink hulle is, nee. Kom ons hoor verder. Hy sê, daarop roep die koning van Israel 'n hofdienaar en sê, gaan haal Micha gou, die seun van Himea. Onderwyl die koning van Israel en Josafat, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, bekleed met hulle mooi koninklike klere, op 'n dorsvloer, by die ingang van die poort van Samaria, en al die profete voor hulle profeteer nog al die pad, hoor. Hulle stemme wil gehoor word. Die mense like hulle eie stemme hoor. Ja. Het Sedekia die seun van Kenana vir hom eysterhorings gemaak en gesê, so spreek die Here, hiermee sal u die Arameërs stoot
totdat hulle vernietig word. En al die profete het so geprofeteer en gesê, trek op na Ramoth in Gilead en u sal voorspoedig wees. En die Here sal dit in die hand van die koning gee. Toe sê die boodskapper wat gegaan het om Micha te roep, vir hom dit. Hoor mooi. Pas op vir mense. Ek vra mooi. Pas op vir mense. Toe die boodskapper wat gegaan het om Micha te roep, vir hom dit. Hy sê dit nou vir Micha. Kyk tog, die woorde van die profete is uit een mond. 400 manne het uit een mond gepraat. Goed vir die koning. Laat jou woorde ook tog wees soos die woord van een van hulle en spreek goeie dinge. Daar gaan altyd iemand wees wat jou probeer convince, soos die Engelsman sal sê. Kom ons probeer oorreed. My Afrikaans moet nou mooi wees. Daar's altyd iemand wat jou oorreed om saam te stem met iemand. Weet, party mense is bang vir mense. Ag, stem net tog saam. Praat net saam en wees net eensstemmig. Ons wil mos almal eensstemmig wees, dan dink ons is almal van God af. Want as ons van God af is ons eensstemmig. Ons praat dieselfde taal. Nee, partykeer staan jy uit en jy sê wat God wil hê jy moet sê. En nie God vrees. Ons vrees nie mense nie, man, ons vrees God. Amen. Ons vrees die waarheid meer as iets anders. Amen. Maar Micha sê, so waar as die Here leef, voorwaar wat die Here vir my sê, dit sal ek spreek. Kan ek gou ietsie sê? Dis hoogtyd dat ons mense sal sê, ek gee nie om wat mense sê nie, ek gee nie om hoe jy my oortuig nie, ek sal sê wat die Here wil hê ek moet sê, ek sal spreek soos wat die Gees van God in my hart opkom en in my gees inkom en vir my sê wat ek moet sê, dit sal ek sê. Ek gaan nie iets sê om iemand gelukkig te hou nie, ek gaan nie iemand sê om hulle gevoelens te spaar nie, want ek sê julle nou, daar's te veel mense se gevoelens wat gespaar is, wat seer kry. Dis hoogtyd dat hulle die waarheid moet hoor. Dis waar. Jy dink die mens is goed en dan is hulle sleg. Dis die waarheid, Suster Johanna. Dis die waarheid. Maar dit is wat gebeur. Mense kom met, hulle sê, hulle kom met goeie intensies. Maar ons moet waarlik mense onderskei of hulle van God af is of nie. En hier sê Micha vir hom, man, ek sal spreek wat God sê ek moet spreek. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramoth in Gilead trek om te veg, of sal ons dit laat staan? En hy antwoord hom, trek op, en hy sal voorspoedig wees, en die Here sal dit in die hand van die koning gee. En die koning sê vir hom, hoeveel maal moet ek jou besweer, dat jy niks anders as die waarheid in die naam van die Here tot my moet spreek. Somtyds moet ons vat wat na ons toe kom. Praat eerder die waarheid met my. Moenie met my doekies omdraai nie. Ja. Moenie my sugarcoat nie, of moenie met my met mooi praatjies kom nie. Man, sê vir my reguit wat jy dink. Sê vir my reguit wat God van my dink. Sê vir my reguit wat God vir my wil sê vandag. Sê vir my reguit of God hou daarvan wat ek doen of nie. Ja. En kom reguit en sê vir my wat jy doen is verkeerd. Hoor mooi. Daarop antwoord hy, ek het die hele Israel gesien, verstrooid. Nou sien hy iets in die geesteswêreld. Hoor mooi.
verstrooi op die berge soos skape wat geen wagter het nie. En die Here het gesê, hulle het geen heer nie. Laat hulle elkeen in vrede teruggaan na hulle huis toe. Toe sê die koning van Israel vir Josafat, het ek u nie gesê nie, hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil. Hoorie, ons wil nie altyd die goeie praatjies hoor nie, ons wil net die waarheid hoor, Ja. want die waarheid sal ons vry maak. Sonder die waarheid sal ons nooit vry wees. Hoor mooi. Verder sê hy, daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op sy troon terwyl al die hemelse skare by hom staan, aan sy regter en aan sy linkerhand. En die Here het gesê, wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gilead? En die een het so gesê en die ander het weer so gesê. Toe kom die Gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal. En die Here vra hom, waarmee? Hier is daar 'n groot vergadering in die hemel. Hoor, onthou, ons moet een ding onthou. As ons kyk na die boek Openbaring, staan daar die 7 geeste van God. Die Heilige Gees is een van hulle, hoor. Hoor wat sê die Gees. Ek sal hom oorhaal en die Here vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leengees. Jo. Ek sal 'n leengees word in die mond van al sy profete, daai 400 slim manne. En hy sê, jy sal hom oorhaal. Ja, jy sal ook oorwin. Gaan uit en doen so. Hoeveel maal is daar predikers met leengeeste? Wanneer gaan ons begin agterkom dat ons begin ophou praat en luister wanneer God met ons praat? En nou kyk, die Here het die leengees in die mond van al die profete van u gegee en die Here het onheil oor u gespreek. Daarop kom Sedekia, die seun van Kanana, nader en hy slaan Micha op die kakebeen. Hoorie, party mense gaan so kwaad wees vir jou en vir my wat die waarheid spreek, dat hulle jou sal aanrand. Hulle sal jou wil slaan. Hulle sal jou wil seermaak. Ja. Dit is net jammer, daar soveel rugratelose mense daar buitekant wat agterbaks is, wat nie in jou gesig kan kom slaan en sê, hoorie, dis wat ek van jou dink nie. Ek is sommer baie ernstig vanaand, nee. Lamsakkig, agterbaks, dis wat hulle is. Hulle sal stories opmaak agter jou, hulle kan nie jou nie in die oë kyk en vir jou sê wat dink hulle nie. Hulle maak mense teen jou op. En ek weet, hier's baie mense wat na my kyk en luister, wat weet waarvan ek praat. Ja. En hy slaan op die kakebeen en sê, hoe dan het die Gees van die Here van my al weggegaan om met jou te spreek? Weet julle wat, ek het al gehoor, iemand sê vir my, ek en hy is nie deurdronge met dieselfde gees nie. Toe sê ek vir hom, nee, ek weet, ons is nie deurdronge met dieselfde gees nie. Ek weet, ek is deurdronge met die Heilige Gees, maar ek weet nie wat sy gees het hy nie. Ja, amen. En ek wil vir jou sê, dis 'n man
met sertifikate teen sy muur, hy's 'n doktore en al hierdie goedes, maar ek wil vir jou sê, toe hy vir my sê, ons is nie deurdronge met dieselfde gees nie, en ek vir hom gesê, ek weet ons is nie deurdronge met dieselfde gees nie, maar ek weet die Heilige Gees is ek meer deurdronge. En ek is nie skaam om te sê nie, want ek weet die gees van die Here, ek ken die Here, ek ken sy stem, ek weet wanneer hy praat, want sy woord sal ewig staan, sy woord sal nie teenstrydig wees teenoor wat jy van die gees van God moet hoor nie. Ja, is waar. Amen. Waar is ons nou? En Micha antwoord, jy weet, Micha het nou seker 'n seer kakebeen, ek weet nie, maar hy praat nog. Kyk, jy sal dit sien op dieselfde dag, as jy van kamer tot kamer sal gaan, om jou weg te steek. Maar die koning van Israel sê, neem Micha en bring hom terug by Amon, die owerste van die stad, en by Joas, die seun van die koning, en jy moet sê, so spreek die koning, sit hierdie man in die gevangenis, en spysig hom met brood van verdrukking, en water van verdrukking, totdat ek behoue tuis kom. Weet jy wat, hulle sal jou in die tronk gooi, en dan het hulle nog die vermetelheid om te sê, hoor jy, as ek terugkom, dan sal ek en jy weer gesels. Nadat God gepraat het, nadat die gees van die Here vir jou gesê het, hy gaan iets oorkom. Daarop sê Micha, as jy ooit behoue tuis kom, dan het die Here nie deur my gespreek nie. Verder sê hy, volke, luister almal saam, en die koning van Israel en Josafat en die koning van Juda het opgetrek na Ramoth en Gilead. Kan ek gou ietsie sê, ek gaan nie verder lees nie. As julle wil, kan julle hierdie hele gedeelte gaan lees, want die koning was toe met 'n pyl geskiet, hy het hom doodgebloei, is in die aand, as ek kan reg onthou, is in die aand oorlede, en die honde het sy bloed gelek, en eintlik is daar iets wat baie mense nou, nie baie meer lekker gel met wat ek nou sê nie, en die hoere het hulle gewas met die bloed. Ek herhaal dit, die hoere het hulle gewas met die bloed, pas op. Hoor mooi, Micha is so ernstig dat hy weet dat die Here gepraat het en vir hom gesê het, as jy terugkom, dan het die Here nie deur my gepraat nie. Want jy gaan nie terugkom nie, jy gaan nie behoue wees nie. En net so het dit gebeur, soos wat Micha gesê het. Ons sit in kerke en ons luister na predikante en ons, ek wil vir jou iets sê. My vrou sê dit nou in die week vir iemand. My man sê altyd, dis nou ek is mos getroud en ek is 'n man. My man sê altyd, ja, party mense is beroep, maar hulle is nie geroep nie. Daar's te veel mense wat beroep is vandag, maar nie geroep nie. Die woord van die Here sê, dat hy jou beproef verklaar. En wanneer hy jou beproef verklaar het, stuur hy jou uit. Hy sal jou beproef verklaar om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Hoor mooi. Maar dit is tyd dat ek en julle werklik die Here sal vertrou. Dit maak nie saak wat ons deurgaan nie, dit maak nie saak wat mense aan ons doen nie, dit maak nie saak wat gebeur nie. Kom ons staan vir die waarheid. Kom ons leer om te sê, so spreek die Here. En ons moet weet dat die Here het gespreek. Party mense sê, so spreek die Here, maar die duiwel hardloop soos 'n mal hoender rond daar in sy huis. Party mense se kerke ook. Ons kan nie
teen hierdie woord. Ek tel hierdie woord op. Nou sien baie mense, ek het nou sommer my preekbybel voor my. Ja, as ek my preekbybel vat toe, gebeur dit nou. Want die ander een sy woorde raak nou te klein. Ek kry so gou warm, my oë wasem die brille toe, nou moet ek hier met die groot woorde vat. Maar as ek hierdie groot Bybel vat, dan weet ek die Here praat ook baie hard. Mag die Here regtig vanaand 'n inspraak op julle lewens maak en mag julle vandag in julle lewe of vanaand besluit. Here, ek wil graag sê, so spreek die Here. Ek wil graag hê dat u Gees my so sal deurdrong, al haat mense my, al staan mense teen my op, al praat mense agter my rug, ek wil wees wie u wil hê ek moet wees. Dis wat ek vra vanaand. Here, hou my getrou. Here, laat ek nie groot word in myself soos party predikers nie en groot praat uit hulle monde uit en tot 'n val kom nie. Ag Here, hou my voete op die grond. Here, laat ek nederig wees soos wat u gesê het, kom na my toe. Elkeen wat bemoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Leer van my, want ek is sagmoedig. Dis die woorde van Jesus. Ek wil 'n man van die waarheid wees. Wil nie dat die Here enige tyd in sy lewe besluit om my 'n leengees te gee. Want my lewe en julle lewens is in die hande van God. En as ek 'n woord oordra, is julle lewens in my hande. En ek soek nie bloed op my hande nie. En of julle nou afklim, of julle nou opbly, en of julle nooit weer opkom nie, en wat ook al nie, ek wil net vir julle sê, as die Here vir my sê, spreek, en ek spreek die waarheid, is dit om julle vry te maak, en om my vry te maak. Omdat ons lief is vir mekaar, is ons regheid met mekaar. As ons lief is vir mekaar, sal ons vir mekaar die waarheid deel. Sodat elkeen van ons 'n oorwinningslewe kan staan. Mag hierdie woord werklik net 'n inspraak in jou lewe maak. Ek weet nie, my vrou begin al kriewel. Weet nie, lyk my sy wil iets sê. Goeienaand aan elkeen van julle. Ek glo julle het 'n wonderlike naweek gehad en 'n geseënde naweek gehad. Amen. En mag julle ook hierdie week wat kom 'n geseënde week hê. Mag die Here met julle wees. Ek wil graag net dit wat pastoor vir julle gelees het ek so hier en daar gou iets saamgevat. En ek wil dit graag vir julle lees. Baie keer is dit vir my, skryf ek dit iewers neer, dan weet ek kan dit onthou, want dit is vir my makliker. Soms hoor ons baie stemme rondom ons, menings, raad en beloftes. In 1 Konings 22 sien ons nie dat elke stem God se waarheid dra nie. Jo. God se woord bly staan, selfs wanneer mense dit ignoreer of probeer ontduik. Vandag se bemoediging, luister na God se stem, bo die geraas van mense. Sy waarheid beskerm, lei en hou jou op die regte pad. Amen. Mag jy vandag die wysheid hê om sy stem te herken en die moed hê om dit te volg. Prys die Here. En ek wil vir die Here sê baie dankie dat hy altyd vir my hierdie woorde gee, dat ek dit so vinnig kan opsom
en dit makliker maak vir myself ook, en so ook vir julle, vir al hierdie snaakse name, wat in die Bybel staan van Josafat, en ek weet nie wat alles nie, so, ek wil vir die Here sê dankie daarvoor, en weer eens wil ek vir julle sê, baie, baie dankie, dat julle deel is van ons lewens, en ons deel is van julle lewe, ons mis julle, en ag, daar is soveel baie dinge wat ek wil sê, as ek nou moet begin praat, gaan ek 'n hele uur praat, en ek wil net vir julle sê, baie dankie vir julle liefde, weer eens, Amen. en mag die Here julle seën met liefde, vreugde en gesondheid vir hierdie week wat voorlê. Amen. Amen. Prys die Here. Ek wil graag 'n lied mee afsluit, en ek dink nou aan Suster Lise, wat Engels is, en ek wil hierdie lied vir haar speel vanaand. Amen. And my sister, always remember, our love for you is never ending. And I'm going to play this song just for you. En vir julle almal. Through the darkest night, may His love surround you like a warm summer night. When storms rise against you and you cannot stand, He will hold you so gently, safe within His hand. Oh Lord, be their light, be their strength. Every breath that they breathe belongs to you alone. May the Lord bless and keep you. May He shelter your hearts. May His light shine upon you. May His grace never part. May He fill you with peace every day of your lives. May the Lord, yes, the Lord, hold you close through all
Amen, prys die Here. Ons sing altyd die seën in Afrikaans en ek net gevoel, ek wil Suster Lisa net so bless vanaand met die Engelse een. May the Lord bless you, may the Lord keep you, may sun shine upon you, hallelujah, and give you grace, hallelujah, prys die Here. Ons is lief vir julle, mag julle 'n soete nagrus hê, mag julle net geseënd wees, en mag julle altyd onthou, o gerig op berge, maar ons hulp is van die Here. Amen. Dankie Here Jesus. Jesus liefde aan elkeen van julle. Tot weerziens.